Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif, 'n reeks waar ons nadink oor ons denke, ons brein en hoe ons gedagtes ons lewe en lewensverloop bepaal. In die eerste deel van die reeks het ons gepraat oor wat die Bybel sê oor ons denke. In hierdie deel van die reeks fokus ons op die rol van kerngewoontes in ons lewe met die hulp van 'n boek van James Clear getiteld Atomic Habits. Vanoggend is die 85ste oordenking in die reeks en die tema is die waarom-vraag. Dis 'n reuse voorreg om elke weeksoggend so 'n oordenking uit te stuur. Ek was die naweek in Natal by 'n troue en nadat ek gepreek het, kom iemand na my toe en sê: "Toe jy begin praat, het jou stem vir my bekend geklink. Is jy nie die ou wat die Fiks vir die Lewe reeks uitstuur nie?" So dankie aan almal wat die reeks aanstuur vir ander en wat die skakel deel sodat meer mense hierna kan luister. Dis my diepste wens dat hierdie reeks vir jou van groot betekenis sal wees. Die nadeel van 'n oggendoordenking van hierdie aard, anders as 'n preek, is dat 'n mens nie luisteraar se gesigte kan sien nie. Tydens 'n preek of praatjie is daar interaksie, daar's gesigsuitdrukkings, koppe wat knik. Of jy besef, mense begin vaak lyk. So, of hulle te laat aand gehad, of jy is werklik besig om hulle te verveel. Daar is terugvoer in 'n sekere sin. Die gevaar bestaande is dat iets wat my opgewonde maak, nie noodwendig aanklank vind by julle wat daarna luister nie. Kom ek stel Atomic Habits in 'n groter raamwerk van hoe ek die lewe sien en die rol wat teologie in my lewe speel. Wesenlik gaan Atomic Habits oor die opdrag of die aanmoediging, verander, ontwikkel nuwe gewoontes, skryf vir jou doelwitte neer, droom groot, maar begin klein. En die vraag wat heeltyd onderliggend hieraan lê, is eintlik, waarom? Waarom sou ek verander? Waarom moet ek nuwe gewoontes aanleer? Hoekom het ek nuwe doelwitte nodig? Ek wil vra dat jy saam met my sal nadink oor ons lewens aan die hand van Prof Teens Dreyer se wysheid. Prof Teens Dreyer was die professor in praktiese teologie by die Universiteit van Pretoria en hy was die persoon wat verantwoordelik was daarvoor om ons as studente te leer hoe jy 'n preek voorberei en hoe om dit aan te bied. Die kuns van prediking staan bekend as homiletiek. Prof Teens Dreyer het in die besondere raamwerk daar gestel, wat 'n mens geweldig baie help om nie alleen die Bybel te verstaan nie, maar ook die lewe. En die raamwerk wat hy vir ons geleer het is om na 'n teks te kyk vanuit die indikatief, die imperatief en die belofte. Die indikatief is, wat staan daar in die teks? Wat is gegee? Wat is dit wat ons ontvang het van die Here? Wat staan daar van die goedheid van God? Dit wat ons onverdiend ontvang het. Die imperatief is die opdrag. Dit is die taak wat ons kry, die aanmoediging. En die belofte, dit is wat die Here vir ons gee as 'n versterking om te sê, jy kan die indikatief uitvoer, want ek gee vir jou my belofte. En dit is die rede waarom hierdie reeks vir my so belangrik is. Ek wil vanmôre dan duidelik stel, my bedoeling daarmee om Atomic Habits voor te hou, is om ons te help om die imperatief uit te leef, om nuwe gewoontes te ontwikkel, om te verander, om doelwitte neer te skryf, om groot doelwitte af te breek na kleiner dele. Maar ek wil vanmôre die waarom-vraag beantwoord. Waarom moet ek en jy dit doen? Kom ons gaan kyk na die indikatief. Die Bybel sê vir ons dat God vir ons lewe gegee het. Hy het ons gevorm, sy lewensasem in ons ingeblaas. En God het vir ons gesê, bewoon en bewerk die aarde. Deur die hele verloop van die Bybel sien ons hoe God keer op keer na ons toe kom en ons oproep om 'n nuwe lewe te leef.
God gee vir ons 'n imperatief en sê verander jou lewe, bekeer jou, bewoon en bewerk die aarde. Dit was die opdrag, maar ons doen dit nie meer aan die hand van God se bedoeling daarmee nie. Dan kom God en verlos ons van boosheid, van sonde en van dood. Naas die indikatief kom die imperatief. Julle moet verander word om al meer na die beeld van Christus te lyk. In Matteus 7 sê Jesus na die bergrede, waar hy vir ons gesê het hoe 'n geseënde lewe lyk, dan sê hy, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Die imperatief, die opdrag aan ons, word altyd vooraf gegaan deur 'n indikatief, deur 'n gawe, deur 'n geskenk van die Here, deur die Here se teenwoordigheid self en al die goedheid daarmee saam. Maar dit word altyd omraam ook deur 'n belofte. Dink 'n bietjie mooi daaraan. In die begin was die aarde woes en leeg, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Ons het eintlik 'n belofte gevind, voor ons imperatief gekry het. 'n Teoloog met die naam van Ted Peters skryf dat die wêreld het 'n toekoms gehad voor ons 'n verlede gehad het. Voor daar 'n enkele oomblik verbygetik het ons reeds 'n toekoms gehad. En so was ons lewe die dag toe ons gebore is. Ons het 'n toekoms ontvang voor ons selfs 'n gister gehad het, voor 'n dag verbygetik het. Ons is verwek en ons het lewe gehad met 'n hele toekoms wat voor ons oop lê. Na die groot opdrag van Jesus in Matteus 28 gee hy vir hulle belofte. Kyk, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. In Lukas se evangelie en Handelinge sien ons, direk nadat Jesus die groot opdrag vir hulle gegee het, sê hy, en ek sal vir julle die voorspraak van die Vader stuur, die Trooster, die Heilige Gees, die Herskepper. Seker die belangrikste verhaal van die Ou Testament is die uittog uit Egipte en die weg na die beloofde land. Toe God Israel uit Egipte bevry het hy vir hulle die belofte gegee van die beloofde land. Sonder daardie belofte het hulle nêrens heen gehad om te gaan nie. Dit was hulle visie. Dit was hulle doelwit. Dis wat hulle in die oog moes hou. Maar die reis deur die woestyn na die beloofde land het uit klein enkele treetjies bestaan. En op daardie weg moes hulle daardie treetjies gee na 'n groter gehoorsaamheid, 'n dieper vertroue en 'n heelhartige getrouheid aan God. En dit is hoe ek die lewe sien. En dit is die waarom van hierdie reeks. Die waarom van die aanmoediging. Kom laat ons nuwe gewoontes ontwikkel. Kom laat ons nuut word. Kom laat ons verander. Kom laat ons ons doelwitte neerskryf. Kom dat ons die volle mense word wat God ons bedoel het om te wees. Die gawe van God. Die opdrag wat daarin opgesluit lê en die belofte daarby verval nooit deur ons lewens verloop nie. Van doekdra tot kieridra is dit altyd ons lewe wat uit daardie 3 dinge bestaan. Die indikatief, die imperatief en die belofte. Mag ek en jy ons waarom vind in die gawe van God en die belofte. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek. O Here Jesus, U het die stofpaaie van Palestina te voet geloop om U koninkryk bekend te stel. Later ook die eensame pad na Golgotha om mense van hul eie ondergang te red. Here, wees tog vandag met ons almal wat teen sulke hoë snelhede oor die paaie van hierdie wêreld jaag en so 'n groot behoefte het aan die rigting en beskerming wat net U kan bied. Amen. Liefde en 'n geseënde week verder.